Jy is ingeskakel op Groot Plaas en saam met ons volgende een van die goeie vriende van die program, Benny van Zyl van TLE Suid-Afrika. Benny, goeiemôre en welkom terug. Ja, goeiemôre Doopie, heerlik om saam met julle te kuier hier op 'n lekker fris wintersoggend. Fris, ja, lekker fris. Hoorie Benny, so die groot ding op die oomblik in die media natuurlik is nou die kabinetskuive wat hulle in plek wil sit vir die nuwe minister, John Steenhuisen moontlik uit en John Neil Lewis wat nou sê ons wil vir Willie Oukamp dalk insit. Ja, baie interessante verwikkeling en ons het nou Saterdag het ons baie duidelik die president van die land gesien toe hy met die media praat om te sê dit is sy voorreg en dit is sy voorreg alleen en hy sal besluit wanneer hy dit wil doen. So op die oomblik is die status quo nog daar. Ons sit met minister John Steenhuisen as die minister en dit gaan afhang van wat doen die president. So ons moet maar dit uitspeel, jy weet, en alvorens ons nou in 'n sekere koers en rigting begin gaan met hierdie onderwerp, moet 'n mens maar met die feite werk. Ek dink dit is veiliger, want ons het nie 'n idee wat gaan meneer Ramaphosa doen in hierdie verband nie. Hy gaan dalk meneer Steenhuisen bou, om welke rede ook al. Weet jy, so ons moet maar wag en kyk, en ek dink ons moet die feite dan praat. Maar dit verander nie die realiteit van back and close nie, en ek dink dit is vir ons die groot dilemma in die landbousektor, Doopie. Weet jy, en ek kan vinnig 'n kort oorsiggie gee oor dit. Asseblief. Miskien net 'n konteks kan gee vir die dilemma wat die boer van Suid-Afrika het en daarmee saam die verbruiker. Die verbruiker betaal net so duur prys ten opsigte van die uitspeel van hierdie hele situasie. Weet jy, hulle het al in 2007 het die Amerikaanse plant- en dieregesondheidsdepartement Suid-Afrika kom waarsku en gesê julle hantering van back and claw is nie op standaard nie. Julle gaan groot probleme kry. Nou back and close is 'n staatsbeheerde siekte en ons het al die jare dit in die wildtuinomgewing gehad met die rooi lyn en daar was baie goeie bewegingsbeheer en daar was 'n onderste poort met 'n enstof. Die oomblik wanneer dit uitbreek, dan het jy die diere daar buite geïsoleer en hulle gespuit dat ons immuniteit kan kry en so het jy die siekte het jy dan vasgekeer in daai wildtuin, kleurwildtuingebied wat dan endemies deur buffels gedra word. Weet jy, en dit het net eenvoudig in die nuwe bestel, het hulle net eenvoudig daardie verantwoordelikheid wat hulle self oplê, nie nagekom nie. En onderste poort het in duie gestort, daar's nie meer enstowwe gemaak nie, en hulle het ook nie meer die bewegingsbeheer toegepas nie. Soveel so dat die ding sy kop geleidelik uitgespreek het, maar ek moet nog teruggaan. Dit is deur die Europese Unie gewaarsku, die Amerikaners het weer Suid-Afrika gewaarsku. Woa was hier 2 maal om te kom kyk en gesê dinge loop nie reg nie. Maar steeds was daar 'n apatiese, ons gaan niks doen houding van 'n regering in daardie tyd nie. So ons moet hierdie dik botter op die brood van die ANC-regering smeer. Daaroor moet ons nie twyfel hê nie. Hulle het net eenvoudig hierdie goed maar laat los en gehoop dit sal van self verbygaan. Nou die dilemma wat ons toe het is in 2019 toe hierdie ding begin uitbrei. En daar was toe net geen enstowwe meer in ons land nie, man. Onderste poort het nie meer vervaardig nie. En toe het die ding skielik begin weghardloop. Selfs ook na buurlande toe. Jy weet, want daar's net geen bewegingsbeheer nie en die staat hou dit vas teen sy bors, maar hy doen niks. Ek wil die opmerking maak, as enige privaat besigheid gaan besigheid doen soos die staat hierdie ding gehanteer het, dan is jy bankrot nog voor jy begin. Maar daar's net geen handeling van verantwoordelikheid nie. 'n sin vir dringendheid, 'n gebrek van dit was deurlopend die dilemma gewees, Doopie. En nou sit jy met hierdie bepaalde probleem dat toe meneer John Steenhuisen minister geword het, het hy dadelik 'n imbizo gehou, dit is so, en hy het 'n MTT, die Ministerial Task Team, aangestel, waar hy privaat veeartskundigheid bygetrek het. Ek persoonlik het nou heelwat met hulle saamgewerk, want ek het op die latere een wat in Januarie eers hierdie jaar gekom het, die Industrie Koördineringskomitee, ek dien ook op hom, en ons werk met hulle baie nou saam, en ek het die hoogste respek en waardering vir van die beste kundigheid in die wêreld, wat daar gesetel is. Maar die dinge het nie reg geloop nie, want die aanbevelings wat daar uitgekom het, is steeds nie noodwendig toegepas nie, want jy sit nog steeds met dieselfde departementele mense, wat hierdie ding eintlik toegelaat het en veroorsaak het, wat dit van departement se kant af moet hanteer. En hulle het net eenvoudig nie presteer nie. So wat jy wil sê, Benny, is dat die kundigheid was daar en die regte mense is by die gesprek ingesluit, maar die implementering is weer eens is waar die pap op die grond val. Ek dink dit is in 'n groot mate die geval. As ons die kundigheid wat bygetrek is in hierdie Ministerial Task Team, as ons dit gaan ontleed, dan praat hulle saam met die wêreld se beste kundiges. En toe het meneer Steenhuisen nou die koördineringskomitee om die praktyk van die boerderyomgewing ook te betrek.
En dit is nou die ICC waarop ek self dien en het hy ook toe Januarie maand betrek. En dadelik het ons aan die werk gespring en gesê maar die departement en die staat het nie die kapasiteit om hierdie saak te hanteer nie. Nou binne die regulasies en die wetgewing is daar ruimte dat jy wel die private sektor 'n geleentheid kan gee met 'n seksie 10 aansoek wat ons einde Januarie reeds ingedien het. En die hartseer verhaal is dat daardie ding het voete gesleep tot soveel so dat van die gefrustreerde instansies alselfs hof toe gegaan het en gesê het hoekom kan privaat mense nie na hulle eie belang kyk nie. Want die staat sê ons sal dit doen, maar hulle doen dit nie. En die hof het toe beslis, maar daar's niks wat in die pad staan van 'n privaat persoon om te kan spuit nie. Maar dis nie so eenvoudig nie, want ons het nie enstof op die oomblik in die land nie. Gekwalifiseer ons het. Ek dink ons het een van die beste ontwikkelde enstowwe wat hier in begin Februarie vir ons bekend gestel is by die LNR daar in Onderste Poort. En toe stel vir ons gesê, daar gaan van Maart maand se begin af elke week 20,000 van hierdie enstowwe uitgerol word en dan gaan die kapasiteit vergroot word. Die eerste 20,000 het nou die 12de Junie uitgekom. En daar gaan voor die einde van Junie nog 20,000 kom. So ons het nou 'n 40,000 uit 14 miljoen beeste en stowwe wat ons plaaslik hier vervaardig. Ek's dankbaar daaroor. Maar dit is die dinamika van 'n staatsdiens ten opsigte van 'n privaat sektor krisis wat net eenvoudig nie die kapasiteit daarvoor toe kan bring of wil bring nie. En nou sit jy met hierdie baie duur prys en ons het 'n goeie enstof, maar dit is net eenvoudig ontoereikend in getalle. Nou sê ek net, daar het die mense vir meneer Steenhuisen geadviseer. Van Maart maand af rol ons hierdie enstowwe uit. En daar was net eenvoudig nie 'n eerlike waarheid daarin nie. So hy is ook begelei in hierdie proses om vir almal leuns te vertel en moenie boere onderskat nie. Die boere het dadelik deur hierdie ding gesien, want in die eerste week Maart vra hulle en waar's die enstowwe? En dit is in elk geval te min. So toe ons sit met 'n bepaalde dilemma dat jy sit met 'n amptenary groepering en ek moet kwalifiseer, dis nie almal nie. Daar's van hulle wat regtig dalk kundig is en regtig hard probeer. Maar dan sit jy ongelukkig met mense wat dink as ek daar was vanoggend dan by die kantoor, dan het ek my werk gedoen, maak nie saak wat se uitkoms nie. Ja. En back and close het uitkoms nodig. Ons moet werklik waar dit wetenskaplik aanspreek. Jy moet laat die wetenskap jou lei en dit is nie waar ons as ICC voel ons wil die ding rig nie, maar ons wil net die praktyk koppel met die wetenskap. En ek dink die wetenskap het agtergebly. Ek dink die staat het hiervan, ek wil nie sê 'n politieke spel gemaak nie. Ek weet nie wat se spel nie, maar dit was nie 'n uitkomsspel nie. Maar kom ons gaan nou verder aan met die gesprek daarso oor die politiek, Benny. Dis ons gas op Grootplaas vanoggend, Benny van Self van TLI Suid-Afrika. Ons is nou weer terug op Grootplaas net hierna. Wanneer die winterkoue inskop, is dit tyd vir ekstra sorg. Stap hierdie winter in by Van Heerden Apteek se wonderland van gesondheid vir 4 warm aanbiedinge soos Centrum Adult 50+ multivitamiin tablette 60s vir R299, Slow Mac kapsules 100 slegs R309, USN Plaatopoeier vir R399 of sakkies vir R339 en Vital Cold and Flu Plus bruistablette 10s teen R139. Besoek jou naaste Van Heerden Apteek of aanlyn en staan 'n kans om fantastiese pryse te wen. Van Heerden Apteek, persoonlike diens en egte omgee. Hulle is 'n bietjie vreemd, nee. Die nuwe Corolla Cross GR Sport, propvol lewenslus. Welkom terug op Grootplaas. Ons gas saam met ons vanoggend, Benny van Self van TLI Suid-Afrika. Benny, so nou met die skuiwe wat aangevra is deur die DA-leier Johnny Lewis dat ons vir minister John Steenhuisen afdank as die minister van Landbou en vir Willie Oukamp inkry. Hy is heidaglik die minister van Bosbou, Vissery en Omgewing. Onder die boere en julle lede spesifiek daai skuif, wat is die gevoel sou dit plaasvind? Toepie, ek dink wat vir ons belangrik is in die landbousektor, en ek praat nou van die kommersiële boer sowel as die kommunale boer, want almal het gebloei, is dat ons nou 'n aanspreeklikheid, 'n verantwoordbaarheid het en iemand wat werklik waar die proses rig met dan
in ag genome die benutting van jou privaat kapasiteit, veeartsenykant veral, maar dan ook in die privaat veeartse en dan laat boere wel self hulle eie kuddes onder beheer, onder regulering, onder toesig. Niemand wil buite die wet beweeg nie, maar dat ons ten minste beweeg. En ek dink dit is die belangrike ding. So ek dink wie ook al dit gaan wees en as dit meneer Willie Oukamp is, dink ek behoort hy baie vinnig met die privaat sektor hande te vat. Die oplossing van die hantering van back and closure lê gewis nie in die hande van die staat nie. Dit is nie hulle beeste nie, dit is asof hulle maar hulle salaris kry en ons beleef nêrens hierdie dinamika wat nodig is nie. En daarom dink ek, as dit wel meneer Oukamp gaan wees, ons moet wag en kyk wat gaan gebeur, dan dink ek as ons enigstens back and closure wil hanteer, dan moet daar met 'n wetenskaplik gestruktureerde plan in samewerking met jou privaat sektor moet daar om die tafel gesit word. En dit is die voorstelle wat ons lank terug gemaak het, wat net eenvoudig nie realiseer nie. En ek dink daar moet 'n kopskuif kom van die departement se kant af, watter minister ook al daar gaan sit, om dan te sê, kom ons gooi alle kapasiteit nou op die tafel. En ons begin, en na my mening, en ek dink dit is wat hulle in Brasilië en die plekke gedoen het, om daai land van 'n kant af konstruktief deur te werk en 'n blok skoon te maak en die siekte weer terug te druk tot by daai endemiese gebied. En dan nou is dit los en vas en jy kry uitbrake weer en daar's nie 'n behoorlike opvolgbeplanning nie. Jy behoort met 'n oliebasis en stof, nie die Botswana een nie, maar goed uitgesink. Hy het net 'n 3 maande immuniteit gehad. Jy sit nou met die Argentynse een en die Turkse een wat 'n 6 maande immuniteit gee. Maar jy behoort om te gee en 4 weke later 'n skraagdosis te gee en daarna elke 6 maande dit op te volg. En ek dink jy moet die land nou van 'n kant af skoon kry, skoon hou en dan behoorlik bewegingsbeheer, biosekuriteitsmaatreëls en dan moet almal saamwerk, die boere almal. Maar nou gebeur dit. Daar's 'n hele paar plekke waar daar regtig waar geen direkte kontak tussen diere was nie. En dan sommer 2-3 kilometer verder is daar 'n uitbraak by 'n geïsoleerde binne 'n biosekuriteitsgebied. So daar's baie vraagtekens nog oor hoe versprei hierdie ding. En hierdie weer wat ons nou het met bewolkte koue weer, klink dit vir my is wat in Engeland en die plekke dit baie vinniger versprei het. So ons het nog baie vraagtekens, maar ek dink Maar dis waar die wetenskap nou moet in. En dis waar die wetenskap moet inkom en ons ondersteun dit bitter sterk. So sal ons heel eers wil sien dat toegang tot enstowwe spesifiek nou vir die boere na die laaste hofsaak, dat dit baie makliker verkrybaar is, sodat die boere kan doen wat hulle moet doen, in plaas van dat ons wag vir die staat om in te gryp? Kom ek sê so, ons wil graag hê dat boere moet werklik waar dit self kan doen, want hulle kan dit doen. Maar die groot dilemma is, ons moet dit ook reg verstaan. Ons wil niemand op risiko vat nie. Jy sit met ook die beheer van, hierdie is 'n noodentstof. Hy is nie geregistreer in Suid-Afrika nie. En daarom is dit onder artikel 21 invoerpermit by SAPRA, of 'n goedkeuringspermit by SAPRA, wat seker maak, hierdie is 'n dooie enstof, hy gaan nie die siekte versprei nie, hy gaan nie nuwe stamme inbring nie. En daarna gee Departement Landbou 'n invoerpermit. So ons wil hê daai kanaal moet gebeur, maar hy moet net gebeur, dis te stadig. En as jy dieselfde enstof met al sy vereistes waaraan hy voldoen, weet ingevoer het en jy wil hom weer oor 'n maand weer invoer, dan is dit nie nodig om 'n maand lank navorsing om hom te doen. Jy het dit mos klaar gedoen. Jy kan dit baie vinniger doen. So ons voel net dat jy deur die stelsels moet werk, maar dan moet die stelsels funksioneer. Maar privaat mense moet betrokke raak, ook met die toediening van hierdie enstof. Die kapasiteit bestaan net nie na buite nie en watter boer gaan sy eie kudde benadeel? Presies. Met 'n boer, dit is sy lewe, dit is sy absolute toekoms. En daarom sal hy alles in sy vermoë doen om sy kudde te beskerm. Benny, so kom ek vra jou so, dink jy en hoe voel die boere oor die algemeen, moet ons probeer politiek uit die boerdery uithou so ver as moontlik? Hoorie so, ek dink absoluut so. Landbou is 'n ekonomiese proses en daar's net een toets wat elke boer in die einde van 'n finansiële jaar skryf. En hy het net een vraag op. Hy vra net vir jou, was jy winsgewend? Ja of nee? En daai vraag stel het nie plek om te verduidelik, maar ek het back and claw gehad of daar was nie infrastruktuur nie of hulle het my beeste gesteel nie. Hy vra nie sulke vrae vir verduideliking nie. Hy vra net vir jou, was jy winsgewend of nie? En daarom sê ek 'n staat se verantwoordelikheid is om elke moontlike hekkie wat in 'n boerdery omgewing se pad staan om effektief te kan kos produseer, sy taak is om dit uit die weg te ruim. Hy moenie die hekkie word nie. En dit is die dilemma wat boere beleef het in hierdie back and closure, dat die staat in die gebrek aan dinamika die hekkie geword het.
en dat hy baie meer ideologies aangeskakel is in plaas van ekonomies. So bring jy nie die grootste bate van 'n land, naamlik kos op die tafel toe nie. Jy moet hom anders hanteer en jy moet seker maak jy laat landbou leef in belang van Suid-Afrika se stabiliteit. Benny, so kom ek los met hierdie vraag, ons het so 20 sekondes. Sou dit nie meer sin maak as ons actually 'n boer gehad het as die minister van landbou nie? Ek dink as iemand landbou se hartklop verstaan en hy verstaan die dinamika wat nodig is om op die einde van die jaar daai eksamen te skryf en met wat dit als behels, want jy as boer moet hierdie veranderlikes gaan bestuur wat in landbou anders as ander besighede is buite jou beheer baie keer en steeds moet jy dit bestuur. En ek dink dan sal 'n boer baie groter begrip hê vir die dilemma en die dinamika wat nodig is om by uitkomste uit te kom, want dit is in belang van nasionale strategiese waarde en ek dink dit sou verseker vir ons van groter waarde kan wees. Benny, baie dankie. Altyd lekker as jy hier is, altyd insiggewend. Ons gas vanoggend op Groot Plaas, Benny van Zyl van TLE Suid-Afrika. Nou sal ons dan net die media moet dophou om te sien wat gebeur met die uitspraak van die minister van Landbou. Dis al wat vir ons tyd het. Ons hoop jy het geniet en dan kuier ons weer môre saam.